Welkom by die kerk almal, dis vir ons lekker dat julle hier is. En dis vir ons 'n voorreg vir almal wat aanlyn inskakel. Mag dit so 'n belewenis saam met die Here vandag vir julle wees. Vriende, ek wil graag vir ons bid. Ek is baie opgewonde oor vanoggend se tema. Ek het in die vorige diens gesê ek is baie dankbaar dat ek nie die vorige 3 weke gepreek het nie. Ek dink vir Pieter wat bietjie ouer is, bietjie meer volwasse en lewe-ervarings het, kan dalk bietjie meer direk oor sekere goed gesels. As jy nie laas weekie was nie, weet jy nie waarvan ek nou praat nie. Maar dis my groot voorreg. Ek is so opgewonde oor dit wat die Here eintlik rondom konflik wil sê in die huwelik. Want ek dink ons het 'n negatiewe benadering teenoor dit. En ek dink die Here dit vir goed eintlik bedoel. So, ek wil graag vir ons bid en dan gaan ons hierdie diens begin. So kom ons sluit dit oop. Here Jesus, dankie vir wie U is, Here. Dis vir ons 'n voorreg om U te ken, Here. Dis vir ons 'n voorreg om na U toe te nader. Dankie, Here, dat U die kerk gestig het, U liggaam gestig het waarin ons deel kan wees. Dat ons iets soos hierdie ook kan deurwerk, Here. Hierdie reeks kan bestudeer en kan leer in huwelike, Here, hoe U dit bedoel het. En so ek bid so Heilige Gees, mag U so tasbaar teenwoordig wees. Mag elke huwelikspaartjie vandag kom help, Here. Elke persoon wat nie getroud is nie ook kom help. Ek dink hierdie beginsel is universeel, Here, vir alle mense. En ek bid so, Here, dat U vir ons sal kom bemoedig. Mag U vir ons 'n nuwe hoop gee vanoggend, hoe ons hierdie ook moet hanteer. So mag U verheerlik word in hierdie tyd saam weer en mag U vir ons kom help in Jesus naam. Amen. Vanoggend vroeg was ek al wakker en ek het Petrus eintlik begin lees en dit is my so mooi, 1 Petrus 1 vers 3, dis nie op die raamwerkie, is wat Petrus skryf, ons het 'n lewende hoop in die Here. En ek wil vanoggend met dit begin. Ek dink die ding van konflik is dit maak dat 'n mens nie meer hoop het nie. Die ding van konflik, veral in die huwelik, as jy nou 'n jaar getroud is en of jy nou 50 jaar getroud is ek dink die leuen wat die duiwel baie keer deur konflik vertel, is dat daar's nie meer kans nie, daar's nie meer hoop nie, daar's nie meer die liefde en harmonie, vreugde en vrede wat God vir die huwelik bedoel het, is lankal weg, ons is nou maar net saam hierso. En dis nie God se wil vir die huwelik nie, God se wil vir die huwelik is dat konflik 'n gesonde plek het, sodat ons meer en meer soos die Here gevorm kan word binne in die huwelik. En so my hoop is so vandag dat jy bemoedig sal word met hierdie mooi lied wat Salomo skryf. Vir die van julle wat weet nie, ons is besig in die boek Hooglied en so ons gaan in hoofstuk 5 wees. As jy jou Bybel het, kan jy hom daar oopmaak, jy kan die raamwerk volg as jy wil, maar ons gaan in Hooglied 5 wees en is eintlik so 'n mooi hoofstuk. Ek dink dit is so nodig. Ek dink as jy nou die laaste 3 weke was, dit is so mooi, daar's hierdie karaktereienskappe wat ons moet identifiseer en vorm om goddelike verhoudings te hê. En dan is dit nou die date. Ons date en ons raak verloof en verlovingtyd wat lekker is en dan as ons nou intiem geraak het in die huwelik en een geword het in die huwelik, is dit so vreemd dat konflik daar kom. Maar ek dink dit is belangrik, ek persoonlik, as jy 'n klomp kommentare gaan lees oor Hooglied, party ons interpreteer Hooglied as 'n letterlike liefdeslied, soos Peter dit eintlik in eerste week op gedefinieer het. Ander ons lees dit eintlik meer as soos 'n simboliese boek eintlik tussen ons en die Here. En dan ander ouens se oortuiging is van hoe jy dit moet lees, jy moet reg deur die boek dit letterlik so proses na proses volg en ander ouens dink meer dis fases in die huwelik wat eintlik baie keer op mekaar volg, andersins is dit pas dit in eintlik maar soos dit geskryf word. Maar ek het eintlik nie 'n probleem met enige van daai oortuigings nie. Ek dink hierdie lied behels al daai. Maar ek dink die konsep van konflik het God bedoel moet ons hanteer in hierdie volgorde. Is dat ons goddelike eienskappe identifiseer. Ons date, ons raak verloof, ons trou, ons word fisies en seksueel een, sodat ons konflik op 'n gesonde manier kan hanteer. Ek dink die oomblik wanneer jy enigiets van daai buite God se konteks doen, is dit amper onmoontlik om konflik te doen soos God bedoel het dit in die huwelik moet wees. En so my hoop vandag vir jou is as jy getroud is en ons konflik, is dat jy bemoedig sal word eerstens met die herinnering, daar's 'n lewende hoop in die Here. Dalk sit jy hier vandag en jy sê soos Willie, ons is nie op 'n lekker plek nie. Dit is ook moeilik. Ons sit die hele tyd vas, ons mis mekaar die hele tyd. Ek verstaan nie eintlik en ek weet eintlik nie hoe om hierdie ding reg te maak nie. Ek het vir jou antwoorde vandag. Ek is opgewonde. En so my hoop is sodat jy sal hoor wat die Here vanoggend vir jou sê, nie vir jou vrou nie of nie vir jou man nie. Want ek dink baie keer as daar 'n fout is, dan ons sit so langs die persoon hoop soos ek hoop hy luister nou. Ek hoop hy hoor nou wat hy nie meer moet doen nie. Of ek hoop sy het nou aandag gegee vir wat hierdie dominee gaan sê. En so my hoop is sodat julle albei iets en gaan julle albei baie slegte antwoord gee. Dis nie een antwoord wat jy daar gaan kry nie. Ek dink die gesindheid hier is dat ons eintlik maar net in Hooglied sal fokus. So ek wil begin by die eerste vraag is hoekom bestaan konflik? Want ek dink almal as jy iets van konflik hoor, dan is almal so of ek vermy dit. Ek soek dit nie, ek wil nie by dit wees nie, ek wil amper wegskram van dit af.
En ek dink Hooglied herinner ons dat dis nie noodwendig hoe ons na dit moet kyk nie. En so ek dink die konsep van konflik bestaan wanneer daar ten minste 3 goed gebeur. Eerstens wanneer daar 'n tipe verskil is. Ons het verskillende sienings oor goed. Ek dink as mens getroud is, dan word jy nie ewe skielik een mens nie. Jy word nie een brein of een patroon nie. Jy word een in gees, een in vlees, een in emosies, dis die hart so en die Heilige Gees kom bind ons in eenheid. Dit is 100% waar. Maar die mooi storie van die huwelik is dat God verskillende mense kom in dieselfde rigting laat beweeg. Konflik maak dat dit nie gebeur nie. En so gewoonlik wanneer hierdie 2 verskillende mense bymekaar kom, is daar verskillende sieninge. En as jy nou verloof is, dan beleef jy amper baie keer dit die eerste keer, want as jy nou vir 3 jaar gedate het, was ons net altyd oulik en ons is nice en ons is vriendelik. En dan as jy nou verloof, besef jy nee, maar ek wil nou 'n bietjie my eie manier ook kry. Ek het nou vir 3 jaar laat jy jou manier kry, maar nou wil ek wil nou my manier hê. En dan die issue met daai is daai verskille leer ons nie die les wat ons eintlik vandag moet leer nie. En so daar's 'n verskil, dit veroorsaak konflik. Ons verskil oor goed. Die tweede baie eenvoudig, daar is misverstand. Jy het iets gesê, sy het iets gehoor of sy het iets gesê en jy het iets gehoor en dit was nie bedoel was nie en daar's nou so spasie, daar's 'n skeiding van wat geïnterpreteer moet word en dit veroorsaak dat daar konflik is. Die manier hoe ek dit opneem en die manier hoe jy dit gesê het, was nooit dieselfde nie. Nou bestaan daar konflik. En dan die laaste, dalk ek dink die hoofrede selfs binne in die ander 2 antwoorde is ons is selfsugtig. Selfsugtigheid veroorsaak dat konflik nie uitgesorteer word nie. En so vir daai rede is dit belangrik dat almal van ons vandag moet hoor soos Here, selfsug veroorsaak dat konflik nie uitgesort word nie. So kom help ons Here dat ons binne u woord en binne Hooglied mooi sal leer hoe gebruik ons konflik op 'n gesonde manier sodat die huwelik uitkom by liefde en lewe en eenheid en harmonie soos Jesus dit bedoel het. En so Hooglied, ons gaan begin daar in vers 2. Hooglied 5 vers 2. Ons gaan nie vers 1 lees nie, dit val nog eintlik maar deel hoofstuk 4, maar ons gaan by vers 2 begin. En dit skryf die vrou praat hier. Sy sê ek het geslaap, maar my hart het wakker gebly. Toe hoor ek die man wat ek lief het klop en hy sê, maak vir my oop my beminde bruid, my duif, my volmaakte. Ek dink ons moet meer in hierdie beeldspraak met mekaar begin praat. Okay? Ek het dit nou nog nie getoets nie, maar ek dink as ek vir Monique gaan sê my duif, my volmaakte, my bruid, dink ek sy gaan 'n bietjie glinstering na oë hê. Verstaan jy? En dan hoop ek nou sy sê net dieselfde goed van wat Salomo of wat sy oor Salomo skryf. Dis eintlik seker ons gaan by dit uitkom. Maar sy skryf, hy skryf, maak oop vir my beminde bruid, my duif, my volmaakte, my kop is nat van die dou en my hare is nat van die nag se klammigheid. Vreemd, hierdie lyk nie eintlik soos konflik nie. Dit lyk eintlik net soos 'n normale gesprek. En ek dink dis baie keer as mense van buite af jou gesprek met jou man of jou vrou hoor, dan lyk dit fyn. Dis nie soos maar jy wat daar binne is, jy weet wat hier gesê word. Jy weet soos hier's goed wat ons nou eintlik uithaal. En so net laat ons hom net so 'n bietjie ontleed. Sy het geslaap, sy's halfpad in slaap, so ons weet dan nie of het sy die aand iets beplan saam met haar man en toe het hy laat gekom van die werk af of het hy nou vergeet om haar te laat weet hy is by 'n ander afspraak of ons weet nie heeltemal wat die konteks is nie. Maar wat ons weet is sy het so halfpad geslaap en toe sy wakker en toe hoor sy haar man. Sy hoor hom, hy vra vir hom om oop te maak, hy klop, hy gee vir haar komplimente. Nou ons weet nie eintlik niks van hierdie aanduiding sê dat daar was konflik voor hierdie nie. So dis nie dat hy is laat of daar was 'n ander intensie nie. Die punt wat ons net sien is haar man staan buite, hy klop, sy hoor sy stem en hy vra vir hom om oop te maak. Hy komplimenteer haar, my vrou, my duif, my perfekte beminde, my volmaakte. En dan gaan die stemtoon amper so 'n bietjie anders, dit is asof hy begin verduidelik hoekom moet sy oopmaak. Hy sê sorry want ek begin nat reën hier buite. So jy moet asseblief vir my oopmaak. Hier so 'n bietjie 'n spanning. En my belewenis is baie keer is so eenvoudig iets soos kan jy net vir my die deur oopmaak. Ek het al 'n paar keer of nie baie nie, ek kan nou nie dit sê nie baie nie. Het ek in die aand gewerk en dan as ek nou huis toe stap en ek hier by die agterdeur wil inkom en my sleutel die deur wil oopsluit, dan het my vrou van die binnekant af die deur gesluit. Nie omdat ons vasgesit het of enigiets, net in gedagte, okay? En dan kan ek nie in die huis sien. En dan moet ek nou buite sit en my vrou bel en hoop haar foon is ook op silent, sodat ek in my eie huis kan kom. Okay? So ek beleef so daai laaste stemtoon is amper meer so iets, soos my vrou, my liefie, my duif, ek is hier by die deur, kan jy vir my oopmaak? Want ek kry koud hier buite en ek wil hê vir oopmaak. En so partykeer is dit so 'n eenvoudige ding, maar hy klop, hy vra vir hom oop te maak, hy komplimenteer haar en dan begin hy amper redeneer. En dan sien ons haar reaksie. So, ek wil hierdie graaf vir jou lees. Hooglied 5:3. Toe sê sy, toe sê ek het al aangetrek, hoekom moet ek weer aantrek? Ek het my voete al gewas, hoekom moet ek hulle weer laat vuil word? Hoe vreemd is hierdie nie?
Verstaan, ek is so. Ons het nou net hierdie hoofstuk 4 gehad en hulle is intiem met mekaar en hulle is so lief vir mekaar en ons niks anders in die wêreld wat beter is nie. En net die volgende hoofstuk is al hierdie, ek staan buite, hier is bietjie van 'n skeiding en die vrou is amper so, ek is nie nou lus om vir jou oop te maak nie. Het julle dit al in jou huwelik beleef, dat soos, die eendag is perfek en is wonderlik en daar's niks nie, en net soos net die volgende oomblik, is daar amper 'n meningsverskil of 'n oog aankyk of 'n stemtoon wat verander het. Het julle dit, niemand anders in hulle huwelik al beleef nie. Daar's hy, daarom ten minste een persoon, okay. Hierdie vrou, haar gedrag, onthou nou, sy gedrag is, hy klop, en hy vra vir sy vrou as sy oopmaak, en hy komplimenteer haar, en dan redeneer hy dalk so 'n bietjie hoekom sy. Haar reaksie is, ek is nie nou lus om oop te maak, ek wil nie nou opstaan nie, ek het nou klaar aangetrek, nou klaar my voete gewas, en dit is asof sy verskonings het, soos, nee, ek is nie nou lus vir hierdie nie, daar's 'n selfsugtigheid, sy het nou klomp moeite gedoen, en nou, ek weet nie eintlik of dit meer te doen met 'n vrou se proses in die aand nie, verstaan jy, want my vrou, ek weet nie of julle vrouens ook so is nie, maar my vrou, sy gaan so deur 'n proses in die aand, voordat sy in die bed klim, wat so 1/2 vat, dit is so, proses, is al van die ander vrouens wat ook so is, nie weet ook nie, is niemand nie, okay, daar is hy, dit was so 'n bietjie van 'n proses, en ek wonder of dit nie meer hierdie was nie, sy het nou deur klomp moeite gegaan, en nou is sy net nie lus om haar man oop te maak nie. En so, daar's iets van 'n selfsugtigheid dalk, wat ook net so half, ek sê lus nie, en dan is daar 'n traagheid tot haar reaksie, om eintlik hierdie konflik op te hanteer. En ek dink, aan die man se kant is net soos, ek verstaan eintlik nie, hoekom jy nie wil oopmaak nie, en ek dink aan die vrou se kant is soos, ek verstaan nie, hoekom is jy laat nie, ek verstaan nie, hoekom kom jy nou eens by die huis nie, en so, hier's hierdie verskil, hier's hierdie frustrasie, hier's hierdie misverstand, en binne in hierdie is daar twee selfsugtige mense, wat eintlik net hulle eie wil hê. Hierdie gebeur daagliks in ons huwelik, ouens. Dit is daagliks in ons huwelik, waar daar in klein maniere en groot maniere verskillende aspekte van verskille is, misverstande en selfsugtigheid, wat veroorsaak dat ons met 'n konfliksituasie sit. Nou, in Hooglied 5, gebeur daar dan nou 'n interessante ding, vers 6, dit sê, ek maakte oop vir die man wat ek lief het, maar die man wat ek lief het omgedraai en is weg. Ek was so opgewonde toe hy gepraat het, ek soek hom, maar ek kry hom nie, ek roep hom, maar hy antwoord nie. En so iets in hierdie vrou het verander. Dis 'n mooi reaksie vir konflik. Soos, sy was nou verkeerd, en sy was dalk so bietjie selfsugtig, en bietjie traag, en bietjie, maar sy het tot inkeer gekom, besef vir nie, maar sy wil by haar man wees, want sy is lief vir haar man, sy wil by haar man wees, en sy staan op, en toe sy die deur oopmaak, toe hy weggegaan. En dis baie keer so al van ons reaksie, ek gaan nie vandag oor dit praat nie, maar dis baie keer wat ons in konflik doen, ons gaan so al weg, ons raak amper passief, ons loop, navorsing wys eintlik die meerderheid mans in konflik, raak of stil of hulle loop. En dis amper wat ons hier sien, Salomo, nie, as jy hierdie letterlik as Salomo wil sien, is dit ook reg, maar ons sien dat sy staan op, wil vir my deur oopmaak, sy wil nou hierdie uitsort, sy wil die konflik regmaak, sy lê haar selfsugtigheid neer, sy trek nou maar haar skoentjies aan en haar kleertjies weer aan, en sy maak die deur van hom oop, en toe sy hom oopmaak, toe sy nie daar nie. En baie keer is dit ook wat ons in die huwelik beleef, die een persoon besef, hulle was verkeerd en kom tot inkeer, maar dan is die ander persoon nie meer, of in 'n gesprek nie, of het fisies geloop en nie meer deel van wat hier moet gebeur nie. En so hierdie is hoekom ons konflik kry, daar's twee selfsugtige mense wat in die huwelik is, wat daagliks God konflik in wil gebruik, sodat ons minder selfsugtig sal wees, en as ons nie na God toe draai in sulke stories nie, dan gaan konflik die ding raak wat maak dat ons nie in eenheid meer leef nie. En so, ek dink die belangrike ding, wat konflik dan maak, soos ek nou nog sê het, is ek dink mens kom op 'n punt wat jy wonder, het ek met die verkeerde persoon getrou? Het ek 'n fout gemaak toe ek met hierdie persoon getrou het? Want ek dink as dit vir jare in en uitgaan, dan raak dit eintlik maar 'n ding, ons is roommates, wat nou en dan saamstem oor 'n ding, maar eintlik verdra ons mekaar net, en ons vir my maar net klomp goed. Ek dink nie, dis God se doel met konflik nie. Ek dink sy doel met konflik was dat ons tot inkeer sal kom, en dat ons dit op 'n gesonde manier sal hanteer. En dis dan nou eintlik waar ek met julle gevra het, die oplossing vir konflik. Want die vraag is nie, het jy konflik in jou huwelik nie? Ek en Monique het amper daagliks konflik. Ons het twee verskillende persoonlikhede. Ek is 'n baie ekstrovert persoon en sy is 'n baie groot introvert persoon. Sy is 'n baie mooi analitiese mens, dink mooi deur goeders. Ek is baie impulsiewe mens en ek dink alles is 'n goeie idee. En sy kyk op ding mooi uit die bome uit. Ek vertrou alle mense. En so daar's konstant goedjies wat ons besef soos vir ons verskil oor goed. Wat God goed bedoel het. En so ek dink daar's 'n ander benadering vir konflik wat ons meer vorm soos Jesus, wat ek oortuig is, God se doel is ook vir konflik. En so as Salomo dit in sy brief sit, hierdie lied, hierdie mooiste lied hy geskryf het, dink ek is belangrik dat dit nie 'n slegte ding is nie, maar dis meer iets wat ons moet gebruik sodat God ons huwelik vorm. En so in Hooglied 5 vers 8 lees ons dan na die volgende ding, is dat sy gaan soek hom. Die laaste vers, woorde in vers 6 skryf ons, dat ek soek hom, maar ek kry hom nie, ek roep hom, maar hy antwoord nie. Wat al die moeilike ding is, soos ek dink die issue baie keer met konflik is, dis nie ons reaksie nie.
is wanneer ons kwaad is vir mekaar of misverstand, dit is die idee nie dat ek jou gaan soek, of ek wil jou by my hê nie, dis meer soos, ek verwyder myself amper teenoor jou, of ek reageer in woede, of ons breek mekaar af, ons vergelyk mekaar, of ons raak ongehoorsaam eintlik aan die opdrag wat die Here vir ons gee. Maar sy gaan soek hom, en sy gaan roep hom, maar hy antwoord nie en sy kry hom nie. Dan kom sy by die vroue van Jerusalem, vers 8. En sy skryf, vroue van Jerusalem, ek smeek julle, as julle die man wat ek lief het raakloop, sê vir hom, die liefde verteer my. Die liefde verteer my. Hierdie is 'n belangrike beginproses as jy konflik in jou huwelik wil oplos. Ek het nou so 2 weke terug het ek 'n boek begin lees en ek is nog nie eens naby aan klaar om. Die boek se naam is He's Needs, baie van julle sal al gelees het. En dit is vir my 'n besondere boek op die oomblik. Ek sal nie sê dis die beste huweliksboek nie, want ek het hom nog nie klaar gelees nie, maar dit wat ek so ver leer uit dit is vir my ongelooflik. En in sy inleiding in die eerste hoofstuk skryf hierdie ou en hy sê hy het klomp navorsing gedoen oor klomp huweliksberaders en hy het baie wye navorsing gedoen. En die meerderheid huweliksberaders benader oplossing met konflik eintlik rondom kommunikasie. Jy moet beter kommunikeer met mekaar. Wat belangrike les is, ek sê nie dis belangrike les, maar iets wat hy gevind het is dis nie suksesvol in dat ouens gelukkiger is nie. En toe het hy ernstige navorsing gaan doen om te kyk oor maar wat is die primêre ding wat mense weer by geluk uitkom? Hierdie ouens wat altyd konflik beleef en sukkel in die huwelik. En die hoofrede was is dat mense wat vir jare in en uit in konflik leef, kom op 'n punt dat ons net nie meer lief vir mekaar het. Ons doen hom maar net die lewe saam, maar daar's nie meer hierdie liefde wat my verteer nie. Sy skryf vir die vrouens, as julle die man wat ek lief het raakloop, sê vir hom die liefde verteer my. En soos jy konflik, moeilikheid in jou huwelik het al vir baie lank, moet ons weer terugkom by soos Here, kom help my dat daar weer 'n liefde brand vir my man en my vrou. Ja, laat dit my verteer, hierdie liefde wat ek het vir my man en my vrou. Sonder die liefde vir jou man of jou vrou is dit onmoontlik. Ek kan nie insien dat jy die konflik gaan reg hanteer as daai liefde vir jou man of jou vrou nie meer daar. As daai liefde jou nie verteer wat jy het vir jou man of jou vrou nie. Die vroue vra toe vir haar, is die man wat jy lief het dan anders as ander? Mooiste van alle vroue? Is die man wat jy lief het dan anders as ander dat jy ons so smeek? Wat is so spesiaal van jou man? Vra die vroue vra. Hoorie maar, soos, eintlik wat hulle vir haar sê is, hoorie maar, as jou man jou nou weggeloop het, of hy is nou op 'n ander plek, hier's 'n ander mans. Wat is nou die issue? En dan reageer sy, hoor hoe mooi reageer sy, dan reageer sy, sê in vers 10, die man wat ek lief het, is blakend gesond, en blosend van kleur. Jy kan hom uitken tussen 10.000 ander. Hoor hoe definieer sy haar man? Sy sê, sy voorkop is so suiwer soos goud, en sy haarlokke soos dadeltrosse, so swart soos 'n kraai. Nou, ek dink Monique moet so met my begin praat. Ek dink dit sal vir my wonderlik wees. Ek dink nie die haarlokke sal dalk by my werk nie, maar ek dink die beeldspraak net van hoe sy dink oor haar man, is net so mooi. Sy oë is soos die duiwe langs die spruit, duiwe wat lyk of hulle in melk gewas is, wat hulle langs die water sit. Sy wange is soos die kruie beddings waar lekker kruie goed groei. Sy lippe is soos lelies, hulle drup van mirre. Sy hande is soos stawe goud met edelstene ingelê. Sy lyf is soos 'n blok ivoor met safiere ingelê. Sy bobene is soos marmerpilare wat op goue voetstukke rus. Sy voorkoms is soos die van Libanon, indrukwekkend soos die seders. Sy mond smaak soet, alles aan hom is begeerlik. So lyk die man wat ek lief het. So lyk my lewensmaat, vrou van Jerusalem. Ten spyte van die konflik en die misverstand wat hulle gehad het, is hierdie vrou, het sy so diep liefde vir haar man. En so ek dink die eerste stap om weer terug te kom by 'n gesonde huwelik, om konflik op 'n gesonde manier uit te sort en te hanteer, is om terug te kom soos Here help my dat ek my man en my vrou op so 'n manier weer sal lief hê dat dit my verteer. Spreuke sê julle liefde moet julle bedwelm. Petrus het laasweek dink ek oor daai vers gepraat, Spreuke 5 vers 18. En ons moet terugkom dat ons besef dat konflik is nie 'n negatiewe ding nie. Dis 'n positiewe ding wat die Here wil gebruik om ons te vorm. Maar vir my om konflik op 'n positiewe manier te hanteer, beteken daarmee 'n liefde wees. Kolossense 3 skryf Paulus, ons moet mekaar bo alles lief hê wat ons in volmaakte eenheid saambind. En so die liefde is nodig sodat konflik goed werk binne in die huwelik. Die oomblik wanneer liefde by die deur uitloop, raak konflik eintlik die manier hoe ons met mekaar praat. Dis ons verskil, dis ons eie manier kry, dis ons selfsugtige begeertes bevredig. En die issue met dit is ek dink ons mis dan die hoofdoel van wat konflik moet bewerkstellig. As verloofde paartjies na my toe kom en sê hulle trou, ek wil hulle gewoonlik so gou as moontlik in die verloving sien, want daar's een gesprek wat ek met hulle wil hê. Buite dat hulle nie, moet sê ek sê nie, ek het daai chat in my kantoor ook met hulle. Is dit vir my baie belangrik dat ouens moet leer dat die verlovingproses is die proses waar jy moet leer dat die huwelik gaan nie meer oor my nie. Die huwelik gaan nou oor my vrou, of die huwelik gaan nie meer oor jou as vrou nie, maar dit gaan oor jou man.
En as jy Efesiërs 5 gaan bestudeer, dis wat God sê. Ek as man, my grootste verantwoordelikheid is om vir Monique so lief te hê soos Christus die kerk liefhet en sy lewe daarvoor neergelê het. En ek moet 'n veilige omgewing skep waarin sy kan groei. Niks in Efesiërs 5 sê dat ek iets moet kry uit dit nie. Net soos die Here vir die vrou sê, Monique, jy moet jou man, jy moet vir hulle eer as hoof van die huis soos jy die Here eer. Jy moet hom eer en respekteer, onderdanig wees aan hom. Daar's niks wat sy dit moet kry nie, sy moet haarself 100% in die huwelik gee. Maar die issue in verloving is ouens gaan aan met die mentaliteit as man, soos okay, ek moet hierdie reël en ek moet hierdie reël en ek wil daai en ek wil die en ek wil daai. En die vrou aan die ander kant, ek droom al van 5 jaar oud af oor my troue, so ek wil hierdie en so en hierdie en dit en so. En ons kommunikeer met mekaar, maar dit word gekommunikeer uit ek wil hierdie hê en ek wil hierdie hê en dit word nooit wat gaan die beste wees vir ons nie. Ek dink die ons gesprek is die belangrikste les wat ons in verloving moet leer, is wat gaan die beste wees vir ons? Nie wat is die beste vir my of wat is die beste vir jou nie, wat is die beste vir ons in die huwelik. En so die oomblik wanneer liefde by die deur uitloop, veroorsaak konflik dat ons nie meer ons gesprek het nie. Konflik raak dan ek wil hierdie hê. Jy kan dit nie kry nie of ek wil hierdie hê en jy kan dit nie kry nie. Maar die oomblik wanneer ons terugkom na die Here, so Here help ons, vul ons weer met 'n liefde wat ons verteer vir mekaar. Raak konflik 'n gesonde plek waar ons besef soos nee, dis my selfsugtigheid maak dat ons mekaar mis. Here help my dat ek my selfsugtigheid sal neerlê sodat ons kan uitkom by wat is die beste vir Willie en Monique. Nie net vir Willie nie. Nou ek dink om dit uit te sorteer, moet ons eers begin met vrede maak. Ons moet jammer sê. Ons moet die swaarde neerlê en dalk ons Bybels opneem. Ons moet die swaarde neerlê en dalk terugkom weer by die Here, sodat die Here amper die seer wat konflik veroorsaak het, maak dat ons eintlik weer gesond kan word. Dat ons dit sal neerlê en die Here vertrou, kom maak ons gesond, kom help ons sodat ons konflik op 'n gesonde manier kan hanteer. En ek dink ons 4 goed wat ons hier belangrik moet ag as ons by vrede wil uitkom. Ek dink die eerste een is, ons natuurlik moet ons by die Here begin. Die huwelik is deur God ingestel, die huwelik het die Here gemaak, hy het die riglyne vir dit definieer en hoe ons binne in dit moet leef. En so, dis onmoontlik vir jou om dit sonder die Here te doen ons. En so mag jy weer by die Here begin en ek gaan dit dalk op 'n ander manier definieer as wat jy dalk dink. En daar's 2 verse wat ek wil aanhaal, is Efesiërs 5 vers 21. Dis die begin van die opdrag wat Paulus skryf vir man en vrou. En hy sê uit eerbied vir Christus moet ons aan mekaar onderdanig wees. Nou, ek dink baie ons lees daai vers met soos ek moet die Here respekteer en ek moet onderdanig wees aan mekaar. Maar ek dink jy moet verstaan, wanneer die Here sê ek moet my vrou lief hê soos Christus die kerk liefhet en ek moet my lewe neerlê en ek moet 'n veilige omgewing skep waarin sy kan groei as vrou. Dis die opdrag vir mans. Is die doel van Efesiërs 5 vers 21, Here help my dat ek vir Monique so sal lief wees en 'n veilige omgewing sal skep sodat dit U verheerlik. Sodat U die eer kry. So in my hoofrede hoekom ek Monique liefhet en 'n veilige omgewing skep en myself neerlê is nie vir haar voordeel nie. Dis eerstens omdat ek gehoorsaam wil wees aan die Here. En so as mans, dis belangrik dat jy weer terugkom by Here, ek wil die beste man vir my vrou wees, sodat U verheerlik word. Dis die eerste punt. As jou hooffokus is, ek wil gehoorsaam wees aan die opdrag teenoor my vrou, vir my vrou, dan gaan jy dit ophou doen wanneer sy nie reageer soos jy wil hê nie. Maar as die hoofrede hoekom jy vir Monique, of hoekom ek vir Monique lief is, soos Jesus se kerk lief het en sy lewe neergelê het, ek doen dit want ek wil die Here verheerlik, is dit, doen ek dit, of Monique al van hou of nie, en of sy dit verdien of nie, ek gaan dit bly doen, want God verdien dit. En so ons moet terugkom by, soos Here, ek gaan by U begin. As jy sukkel met konflik in jou huwelik, kom terug na hierdie, wat ook al ek in die huwelik wil doen, Here, wil ek doen sodat U verheerlik word. Daar's 'n ander gedeelte in 1 Korintiërs 10 vers 31, wat ook te doen het met konflik, dit het absoluut niks met die huwelik te doen nie, maar die beginsel dink ek is belangrik. Dit het te doen met wat's reg en rein of onrein of nie reg nie, wat jy moet eet en nie mag eet nie, moet jy optree voor mense en hoe moet jy nie optree nie. Maar dan in vers 31 skryf Paulus, hy sê of jy eet of drink of wat ook al jy doen alles tot eer van die Here. En so ek dink vir ons in ons huwelik as mans en as vrouens is dit belangrik as ons dink oor konflik dat ons sal terugkom soos Here, ek wil konflik op so 'n manier hanteer sodat U verheerlik word. Ek wil konflik op so 'n manier gebruik sodat wanneer die wêreld sien hoe ons misverstande het of verskille het of moeilike goeders deurgaan dat dit U ook sal verheerlik. Ons moet begin by die Here. Die tweede manier hoe ons vrede maak is ons moet die trots in ons eie lewens verwyder ons. En ons moet erken ons het ook foute. As jy in jou huwelik nog nooit gesê het jy is jammer of ek was verkeerd nie, gaan jy moeilikheid hê. Dan gaan dit regtig baie moeilik wees om in eenheid te leef. En dis nie dat ek na enigiemand vingers te wys nie, dis nie nou daai tyd dat ons mekaar se hand druk of net so vinnig sterp kry nie. Die idee is dat ons besef soos daar's soveel diepte wat in jou huwelik kan gebeur die oomblik wanneer jy besef soos ek het ook fout. Ek het ook 'n bydrae gemaak tot waar ons vandag is. En so in Matteus 7 kom Jesus en hy sê, waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer, en jy kan daarin sit jou man of jou vrou se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou man of jou vrou sê, of jou broer, wag, laat ek die splinter uit jou oog uithaal, en intussen is daar 'n balk in jou eie oog?
Hygelaar, sê Jesus self, hy sê, haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter in jou eie broer, of jou man of jou vrou se oog uit te haal. Die idee van daai is nie dat, jy moet mooi hoor, baie ons lees hierdie gedeelte van Jesus en dink soos, as ek my fout erken, kan ek vir jou foute uitwys en dit regmaak. Dis nie die idee nie. Die idee is dat wanneer jy begin besef vir my bydra vir die konflik in ons huwelik, ek besef wat so groot verskil gemaak het, mag dit jou dalk nederig maak om te besef in vergelyking met hoe jou huweliksmaat opgetree het. En mag dalk vir jou genade gee om hulle ook te vergewe vir die fout wat hulle in dit gebring het. Maar dit is belangrik dat as ons huwelik en as ons vrede wil maak, sodat ons konflik gesond kan hanteer, dat ons moet erken, weet ek was verkeerd. Ek is jammer. Ek het verkeerd opgetree. Ek is jammer. En wanneer jou huweliksmaat dit vir jou kom sê, is dit jou verantwoordelikheid om te sê, weet jy, dit was nie lekker nie, dit was nie reg nie, maar ek vergewe jou. Ons moet vrede maak ons. As ons konflik gesond wil hanteer, moet ons vrede maak. Wanneer ons dan nou ons trots neerlê en ons eintlik ons foute uitwys, is die derde ding om vrede te maak, is ons moet begin. Okay, hier is nou belangrik. Wanneer dit nou 'n veilige omgewing is en jy het erken hoor ek is verkeerd. Is dit belangrik dat die ander huweliksmaat nie vir een sê maar ek het jou gesê nie. Jy was verkeerd, dis jou skuld. Want dis ook hoe ons dit moet hanteer. Ek dink ons moet mekaar benader met sagmoedigheid. In Matteus 7 kom Jesus, in Galasiërs 6 kom Jesus en Paulus en hy skryf eintlik oor 'n ander beginsel, maar ek dink beginsel is van toepassing op vrede maak. Hy sê broers, as iemand in 'n een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in die gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in daai versoeking kom. En so wanneer jou huweliksmaat na jou toe kom, dink ek is belangrik sagmoedigheid. Peter definieer dit altyd so mooi. Dis 'n tipe krag onder beheer. Jy wat in die plek staan, as iemand vir jou sê hulle is jammer, besef hulle was verkeerd, het jy die vermoë om hulle te verneder en af te breek en tereg te wys en soos. En ek dink nie dis wat ons as Christene of huweliksmaat in ons huwelik moet doen nie. Ek dink die idee wanneer jou huweliksmaat sê hoor ek jammer, is daar belangrike, selfs al het jy die vermoë om iets reg te wys, te sê weet jy ek vergewe jou. Kom ons kry 'n plan en ons maak 'n plan dat dit nie weer gebeur nie. Maar daar's 'n gees van sagmoedigheid sodat ons op 'n gesonde manier vrede kan maak. Wat ons toelaat dan om by die laaste ding te kom, is eintlik dat ons kan versoening beleef. Want dis die idee van vrede maak. Ons wil versoening beleef dat ons van hier af vorentoe wanneer konflik opkom, dat ons dit gesond kan hanteer. Maar ek dink bitter min mense kom by versoening en vrede wat amper so 'n woede en 'n haat en 'n seer en daar's hier al hierdie emosies so wanneer daar die kleinste ding gebeur. Die skottelgoedwasser is nie reg gepak nie of die remote is nie op die regte plek in die leefarea nie, of ons is net bietjie laat vir 'n sekere ding, dan bars daar hierdie groot bom. En so ek dink as ons al hierdie doen, ons begin by die Here en ons lê ons trots neer, ons erken ons foute en ons is sagmoedig met mekaar, ons moet iewers versoen. Iewers in die huwelik moet ons weer in dieselfde rigting begin beweeg. En so Matteus 5, en sê hy, julle het gehoor dat daar van die ou tyd af mense gesê het, jy mag nie moord pleeg nie. En elkeen wat moord pleeg is strafbaar vir die regsbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer, of dan nou sy man of sy vrou, kwaad is al straf voor die regsbank. So selfs as jy kwaad is vir iemand, in die oë van die Here is jy al klaar skuldig. Maar hy vat dit verder, hy sê, maar ek sê vir julle, verder, elkeen wat vir sy broer uitskel as 'n gek, is strafbaar vir die Joodse raad, en elkeen wat hom uitskel as 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. Hierdie seer, as ons nie vrede maak met mekaar en veroorsaak dat ons eintlik in verskillende rigtings beweeg en dan begin ons mekaar afkraak en sleg sê en vloek en skel. Dis nie God se wil nie ons. En konflik is amper hierdie ding wat dit aanvuur is, as ons dit nie in 'n gesonde lig saam met die Here doen met 'n liefde vir mekaar nie, dan breek dit huwelike op dat ons in verskillende rigtings beweeg. Nee, Jesus sê vers 23, as jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou byval dat jou man of jou vrou of jou broer dan nou iets teen jou het, laat staan jou gawe by die altaar en gaan eers maak vrede met jou broer, jou vrou of jou man en kom dan bring jou gawe. En wat hy sê is, as jy kerk toe kom en jy besef, hoor jy en jou man en jou vrou sê dis reg. Jy is so welkom in die kerk, ons moenie nou hierdie vers sê jy mag nog nooit meer kerk toe kom as jy konflik het nie. Almal het konflik, okay? Maar as die konflik op so 'n plek is die aanmoediging hier, moenie aangaan asof dit normaal is nie. Te veel van ons in ons huwelike kom sit Sondag na Sondag in die kerk en ons hanteer dit nie. En eintlik is hier 'n aanmoediging, Here, help ons dat ons hierdie op 'n gesonde manier uit, dat ons vrede sal maak, dat ons sal versoen, sodat ons op 'n gesonde manier kan groei en dit wat in die huwelik bedoel het kan beleef. En so my vraag vir jou eintlik met hierdie oplossing is jy bereid om die swaarde neer te lê? Is jy bereid om die selfsugtigheid neer te lê? Is jy bereid om te sê, weet, ek gaan myself neer lê en myself 100% vir my man gee, of ek gaan myself neer lê en 100% vir my vrou gee, sodat wanneer daar verskille kom, dat ons nie uit selfsugtigheid die hele tyd verskil nie, maar dat ons uit nederigheid en afhanklikheid van die Here sal groei, dat ons nie die hele tyd ons eie wil kry nie.
Ek dink die oomblik wanneer ons begin by die Here en sê, Here, ek wil alles wat ek in die huwelik doen vir U wil doen. Het ons 'n ander prentjie van hoe huwelik gaan begin lyk. Nou ek dink, julle sal sien op die raamwerk, die derde punt is so 'n bemoedigende deel. Dis konflik tussen jou en God. En as jy en ek dink hier is die aanmoediging vir konflik, hoe ons dit tussen man en vrou moet gebruik, hoe ons dit moet hanteer en ons dit moet bestuur. Is as jy Hooglied 5 mooi gaan bestudeer, die meerderheid aan ons lees dit letterlik. En as ons dit nou letterlik verduidelik het, tussen man en vrou is hierdie konflik. En as jy letterlik het so gaan lees, as jy die volgende hoofstuk gaan lees, hierdie vrou kry toe haar man, wat sy het hom gaan soek, en sy die ander vrouens so ooreed van hoe lief sy vir haar man is. En dan al die ander vrouens begin haar man soek, en sy kry toe haar man, hulle kom toe by mekaar uit, wat so aanmoediging is, dat as ons verteer word in liefde vir mekaar, dan kan ons weer by mekaar wees. Maar daar is so 'n mooi simboliek, wat parallel loop, met twee gebeurtenisse in Hooglied 5, wat ook persoonlik staan tussen my en God se verhouding. En so hierdie is vir almal wat nie getroud is nie. Dis ook vir huwelike ingesluit, maar twee verse dalk net voor ek hierdie sê is Jesaja 59 vers 2. Skryf Jesaja, hy sê dit is julle oortreding wat skeiding gebring het tussen julle en die Here. En konflik doen dit. Dis wat konflik oor, bring skeiding. En so die sonde het veroorsaak dat daar skeiding is tussen ons en die Here en ons is verwyderd van hom. Romeine sê almal het gesondig en het nie deel aan die Here nie. En so daar's 'n skeiding, maar dis baie keer wat konflik binne in die huwelik ook veroorsaak, as hierdie skeiding tussen man en vrou. Efesiërs 2 kom Paulus en hy sê vers 12, toe ons nie die Here geken het nie, in hierdie tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee gepaard gaan, sonder hoop, sonder God in hierdie wêreld. Dus ons was voor ons die Here ontmoet en dis baie keer in die huwelik, as ons nie in liefde leef met mekaar wat ons beleef in die huwelik, daar's nie 'n hoop nie, dit voel so die Here is nie hier nie, daar's geen beloftes nie, daar's net niks nie. Maar dan as jy Hooglied 5 vers 2 weer lees, van hierdie man wat klop by die vrou om in te kom, is so 'n mooi simbool eintlik van Openbaring 3, waar Jesus sê, ek klop aan jou deur. Daar's hierdie bemoediging, dat as ek en jy konflik met mense het, of konflik in ons huwelik, of dalk selfs in skeiding, dalk sê jy vandag, jy ken nie die Here nie, selfs in skeiding van God leef, is daar hierdie bemoedigende, simboliese vergelyking met Openbaring 3, wat God vandag sê, hoor, ek staan by jou deur en ek klop. Dalk staan hy by jou huwelik en hy klop, en sê, hoor, ek wil graag binne in hierdie huwelik kom, ek wil julle kom help, ek wil kom uitsort, ek wil kom deel wees. Wat so mooi is die man wat simbolies vergelyk eintlik maar met Jesus, is dat as ons in Openbaring 3 vers 20 lees, is dit presies wat Jesus doen. Dit sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou. En hy saam met my. Maar as jy vers 3 gaan lees in Hooglied, die vrou se reaksie was, sy het klomp verskonings gehad. Sy was traag geweest, sy was selfsugtig geweest. En dis baie keer waar ons is, persoonlik in ons verhouding met die Here, of as ons glad nie die Here ken nie, of selfs in ons huwelik, as die Here nie deel is van dit nie, is ons traag om te reageer teenoor die Here. Of ons is selfsugtig. En ons doen dit op ons eie manier. Maar die wonderlike nuus is dat Jesus klop. Openbaring 3:20, hy klop aan my en jou deur, hy klop aan jou huwelikse deur, hy wil inkom, hy wil my en jou help. En die tweede simbool wat eintlik mooi met hierdie vergelyking is, jy 'n bietjie verder afgaan, in Hooglied 5 soek die vrou haar man en herinner die vrouens van Jerusalem hoekom sy hom liefhet. Dus nou een keer kom en sy gaan soek, toe herinner sy mos die vrouens aan vers 9. En dan sê hierdie beskrywing van haar man. En dan dis 'n mooi direkte vergelyking eintlik na Openbaring 2. As jy die simboliese vergelyking wil trek, vers 1 tot 5, is die skryf aan die gemeente in Efese. Dit sê, so sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die 7 goue lampe rondgaan. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit is nie, en gevind hulle is leenaars. En dan skryf hy hierdie, hy is mooi, hy sê, verder volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur en julle het nie moeg gemord nie. Hy skryf iets van hierdie kerk het alles reg gedoen, maar tog het daar uitgekort. My belewenis is baie keer in ons huwelike, doen ons al die goed reg, maar daar kort iets. Dat iets is net nie, dit werk net nie heeltemal soos ons gehoop het dit gaan wees, of dit lyk net nie heeltemal soos ons dink God bedoel het nie. En dan skryf hy vers 4, maar hierdie het ek teen julle. Julle het my nie meer lief soos julle in die begin gehad het nie. Dis wat Johannes vir hierdie kerk geskryf, Jesus vir hulle sê, ouens, julle volg my nie meer in toewyding, julle het my nie meer lief soos julle my in die begin gehad het nie. My belewenis so, dis die oplossing vir konflik tussen man en vrou, is dat ons mekaar nie met dieselfde sal lief hê toe ons getroud is, maar dat ons mekaar meer sal lief hê. Maar hier kom skryf in Openbaring 2, die herinnering vir gelowiges, ouens, kom ons maak seker dat ons vuur vir Christus sterker brand, hoe meer ons na Jesus toe gaan, en die aanmoediging is eintlik dan in vers 5, wat hy sê, dink daaraan hoe julle agteruit gegaan het. Nee, bekeer julle en doen weer wat julle in die begin
gedoen het. Hier so 'n aanmoediging uit Openbaring, waar die Here sê in ons verhouding met hom, dat ons sal dink toe ons hom gevolg het, en hoe vol ons van hom was, en hoe ons toegewyd aan hom geleef het, en heilig geleef het, dat ons weer by dit uitkom. Maar dis ook van toepassing op die huwelik, is dat, toe ons getroud is, het ons soveel moeite gedoen, ons het so omgegee, ons het soveel tyd gemaak, ons het soveel goed opgeoffer, en is sal eintlik hierdie aanmoediging weer, dat ons sal terugkom by so tipe liefde vir mekaar. Amper die Johannes 13, waar Jesus sê, ek gee vir julle 'n nuwe opdrag, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. En eintlik die oplossing dan vir konflik is dat ons sal sê, Jesus, Here, help ons dat ons opnuut weer vir U sal brand. Dat ons harte sal oopmaak vir U, dat U in ons lewe sal inkom, persoonlik en in ons huwelik. En dat ons op 'n nuwe, vars nuwe toewyding teenoor U sal leef, sodat ons met 'n nuwe vuur teenoor mekaar kan leef. Dat ons ons selfsugtigheid kan neerlê en op so 'n manier, Here, ook dieper saam met mekaar kan gaan. En so, die manier hoe ek hierdie diens wil afsluit, is ek wil geleentheid gee vir 3 verskillende groepe mense. Ek gaan vir jou vra om te staan, as ek gaan begin bid. En die eerste groep mense is eintlik net al die getroude mense. As jy is vanoggend en jy besef, Willie, ons het nou al so lank konflik, ons sit so lank vas, ons mis mekaar. Daai liefde wat hierdie vrou vir haar man gehad het, of hierdie man vir sy vrou, ek weet nie of is dit nog daar nie. En as ons dalk moet eerlik wees, ons is dalk hopeloos. Ons weet nie, ons sukkel, man. Ek wil vir jou bid, dat daai wat Petrus van skryf, daar's 'n lewende hoop, dat daar 'n nuwe lewende hoop weer vir jou sal wees. Ek wil nie jy met die uitstap, sonder die aanmoediging dat jy weer die Here 'n kans wil gee nie. Maar dalk is daar van julle wat nog nooit jou lewe vir die Here gegee het, en Openbaring 3 is vir jou van toepassing is. Die Here klop aan jou hart, hy wil jy met hom innooi. Dalk as jy getroud is en die Here was nog nooit deel van jou huwelik nie, moet jy vir daardie rede staan, Here, ons nooi uit in ons huwelik, dat jy deel van ons huwelik sal wees. Of dalk is daar 'n derde ding, net soos, dalk is jy al lank by die Here, maar jy besef, ek leef nie meer met dieselfde toewyding teenoor die Here nie. En is dit dalk nodig by 'n huweliksreeks, dat jy op 'n nuut weer jou lewe vir die Here moet gee en sê, Here, ek maak 'n nuwe toewyding vir U. En dat ons eintlik so op so 'n manier, getroud of nie getroud nie, dat ons almal in die regte verhouding weer met God sal leef, wat 'n invloed het op hoe ons konflik teenoor mense rondom ons kan hanteer. En so, kom ons sluit die oë. Ek wil vir ons die diens op so 'n manier afsluit, en dan gaan ons sommer net saam bid. So as dit jy is, as jy met jou man of jou vrou is en jy's getroud en jy het gebed nodig in daai opsig vir nuwe hoop, nuwe opgewondenheid, vir nuwe vuur van die Here, wil ek jy moet staan. As jy 'n nuwe toewyding aan die Here wil maak, dan wil ek jy moet staan. As jy beleef vandag die Here klop aan jou hart en jy wil jou deur oopmaak vir die Here dat hy in jou lewe sal kom, wil ek jy moet staan. As dit jy is, kan jy vir my nou staan. Dan gaan ek vir ons bid. Here Jesus, U ken elke persoon, Here, wat hier staan. Nou, die vers is so waar, Here. Wat sê Here? U klop aan elke persoon se hart. Elke persoon in die kerk, elke persoon aanlyn, Here, U klop. U klop aan elke persoon se lewens, Here. U klop dalk aan elke huwelik, Here. En ek wil vir U dankie sê, Here, dat U dit doen. Dankie, Here, vir die verskil van U teenoor die persoon in Hooglied, is dat wanneer ons deur oopmaak, Here, is U nie weg nie. Here, U kom in, U wil saam met ons 'n feesmaal hou, U kom maak gesond, U herstel. U bring 'n nuwe hoop, Here, wanneer ons vertrou in U stel. My hoop so vanoggend is, Here, dat ons nie sal huiwer nie, dat ons nie selfsugtig sal wees nie, dat ons nie traag sal wees om U in ons lewens te laat nie, Here. En so vir daai rede bid ek vir elke huwelik in Jesus naam. Ek bid U bloed oor elke huwelik. Ek sê vir U dankie vir elke huwelik wat gesond is vanoggend, Here. Dis wonderlik. Maar ek bid vir elke huwelik wat staan, Here, wat U hulp nodig het. Mag daar 'n nuwe hoop wees, Here, 'n nuwe opgewondenheid, 'n nuwe bereidwilligheid, Here, om te sê ek wil my lewe neerlê vir my man. Ek wil my lewe neerlê vir my vrou. Ek wil verteer word met 'n liefde vir my huweliksmaat. Ek bid vir U hoop, Here, om iets nuuts te stir. Mag daar strome lewende water weer begin vloei. Mag daar 'n vuur in hulle harte heers, in liefde vir mekaar. Ek bid vir elke persoon wat vandag sy hart oopmaak vir U, Here, en U uitnooi. U wat klop aan hulle hart, Here, wat U innooi en die Here in verlosser van hulle lewe maak. Here, ons vier fees saam met daai persoon. En so ek bid so, Here, dat U so die waarheid van 'n nuwe persoon in Jesus, kind van God, vir hulle sal openbaar. Mag hulle voluit saam met U leef, en Heilige Gees, mag U so dit kom duidelik maak wat U in hierdie oomblik maak, kom doen. Mag hulle saam met U leef, en vrede saam met U leef, wat U in staat stel, Here, om gesonde konflik met mense ander om hulle te hê. Ek bid vir elke persoon wat staan, Here, wat 'n nuwe toewyding vanaand, hulle vanoggend aan U maak, Here. Dat sê, Here, ek het U nodig. Ek bid U moet volle toewyding gevolg, maar ek besef, Here, ek het half koud geraak. Ek bid vir 'n nuwe vuur, Here, in hierdie persone se lewens, dat hulle voluit saam met U sal leef. Here Jesus, daar's hoop in U. Besef so, Here, die vyand val huwelike aan, val ons idee van wie U is aan, Here. En so ek kom bid U bloed oor elke persoon hier vanoggend. Mag U vir ons opnuut weer kom herinner, dat U wil dit saam met ons doen, Here. U het 'n wenresep, Here,
vir die huwelik. Maar dis in nie. Mag ons die hand vat, Here, mag ons U innooi. Mag ons saam met hierdie pad stap. Kom help vir ons, Here, ons het U nodig in Jesus naam. Amen. Amen.